Shalom. Ja, vang myself net in. Prys. Amen. Prys die Here. Welkom volgende hier by our Rooi Gemeente. Welkom volgende dat ons die naam van die Here kan groot maak. Prys, eer en verheerlik. Halleluja. Okay, dankie. Okay, kom ons begin eers met 'n gebed. Here Vader, ons sê vanoggend dankie Here dat ons U naam kan eer en verheerlik, dat ons al die lof, al die eer en die verheerliking aan U kan bring. Here, laat ons kan jubel en kan juig vanoggend met vreugde in ons harte, met 'n opgewondenheid in ons Here. Here, ons kan net vanoggend voor U troon staan en sê, Here, help ons, raak ons aan, wees U vir ons in Jesus naam. En Here Vader, seën elke een wat hier is, elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat nog gaan inskakel, Here. Dankie vir elke een, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Here, seën ons diens vanoggend, waar ons die woord van bemoediging het, waar ons lofsang het, en dan die woord het, Here. Kom staan net by ons stil, Here. Here, laat die Gees welkom wees vanoggend in Jesus naam. Dankie, Here. Amen en amen. Ik prijs die Here. En prys die Here. Ik wil voor. Goeiemôre. Nee, met jou my taal kan sit. Goeiemôre almal. Welkom in die huis van die Here. Welkom almal hier vanmôre. Ek is op my stoel hier vanmôre, maar ek is hier. Prys die Here. Dankie vir. Freddy. Ons is besig om nog steeds te gesels oor mosterdsaadgeloof. Wie het al iets geleer van mosterdsaadgeloof? Frikkie, dat is mooi Frikkie. Frikkie het ook al iets geleer. Prys die Here. En as Frikkie iets leer, dan moet ek vir julle sê almal het iets geleer. Amen. Nou, ek gaan nou verder met julle. Okay, ons het nou geleer in Matteus 28 vers 18, het God die Vader alles aan Jesus die Seun gegee. Alles aan mag, alle op die aarde en in die hemel. En in Lukas 10 vers 19 het Jesus weer dieselfde mag vir ons gegee. Nou gaan ons verder. Ek kan nie elke keer dieselfde skrif herhaal nie. Ek herhaal dit nie dat ons net weet waar ons is. Nou vandag gaan ons na Jakobus toe. 2 vers eers 2 Petrus. Nee, is 2 ekskuus julle. 2 Jakobus 2 vers 26. Hy sê, want so is die liggaam. Wie is die liggaam? Ons, dis reg. Want so is die liggaam sonder gees is hy dood. As die Gees nie binne in jou lewe, wat pastoor vir ons leer elke Sondag nie, as die Gees nie in ons begin leef nie, is jou liggaam dood. Want die Gees maak jou lewendig. Luister wat sê verder. So is ook die geloof sonder die werke. So dat nie jy het geloof en jy doen nie iets nie. Jy moet iets doen wanneer jy die geloof kry. Amen. Ek het vir julle reg in die begin van hierdie tweede gedeelte het ek gesê, ek was skoon by sokkies verbaas, die kinders was altyd by my, nie altyd nie, maar as hulle vir my kom kuier die naweek, dan sê hulle, almal kom ons koop eers goed, want ons moet nou pyjama partytjie hê, so net die hele nag, en dan ek vir hulle sê, die kleintjies is besig met pyjama parties. Daar sê word nie gejive, gedisco goed nie, maar hulle daai jare was dit die poppe, die papierpoppe in, so ons het dit gespeel, en dan moes ons spookasem maak, en dan moes ons, hulle was heeltyd besig, en hulle wil eers dorp toe gaan om die goed te gaan koop wat hulle nodig het, en dan as ons by die til kom, dan sê Natasha, ouma ek sal betaal, want sy is gewoond, ouma gee altyd vir die kaart, maar ouma sê die pin in, maar hierdie dag, toe wil sy nou vir Jonelle wys, kyk, ek is eintlik ouma se oudste kleindogter,
En ek bly by ouma. En ek glo aan ouma. En sy vra die kaart by die kar en ek sê, dis eintlik 'n groot waagstuk wat ek nou waag, maar ek gaan maar vir die kaart gee. Sê Natasha, jy pas my kaart. Ja, ouma, dis hoekom ek die handsak gebring het. Die kaart is binne in die handsak. Ek hou die kind op, die kaart en die handsak en al. Dis nou al lank terug, julle daai kind is al 27 vandag. So moenie dink is 'n vandag se lewe nie. Moenie julle dit nou getraai met julle ouers nie. Want jy kan dit nie vandag doen nie. Julle ouers se kaart is nie eens veilig in hulle eie beursies, in hulle eie handsak en in hulle hande nie. So moenie dit nou gaan traai nie. Dis jare terug wat dit gebeur het. En ek sê vir haar, pas my kaart net mooi op. En sy sê, ouma, wat is die pin? Ek sê, nee, ek sal veel by die kaart by die til gee. Maar ek het daai tyd 'n tap op my kaart gehad. So ek kon nie die kaart tap in elk geval. Nou het ek dit afgehaal, dit is net so gevaarlik. Moenie jou geloof vir iemand anders of verwag iemand anders moet jou geloof dra, nie is gevaarlik. Moenie dat die ander ou jou geloof tap nie, dit kan nie werk nie. Jy moet die geloof self hê. En toe hierdie kind by die til, eers sy loop so selfvoldaan en sy is so angstig en sy gaan dit koop. En sy sê, wat wil jy doen? Janelle, wat moet ons nog koop? Sy sê, dit koop. Janelle is ook nie skaam nie, dat ek julle verstel. Want hulle het nou die versekering vir 'n ouma se kaart. En my senuwees is klaar, want hulle weet nie hoeveel is in my kaart nie, ek het nie so baie geld nie. Julle jou geloof by God is 'n oorplasing van wat hy in jou glo, is 'n oorplasing na jou lewe toe. En as jy dit nie gaan vat nie, gaan dit nie werk nie. Daai kinders moes my kaart in hulle hande gehad het. Hulle moes my pinnommer gehad het. Ek wil julle vandag sê, die Here het lankal vir ons alles gegee. Hy het lankal vir ons mosterdsaad geloof gegee as 'n geskenk. Kom staan julle kinders gou hier by my. Kom. Vandag. En ons vat dit net nie. Ons moet leer om dit te vat en te leef. Ouma, wat is jou pinnommer? Nee, koop julle maar iets klaar. Here Jesus, ek kort dit. Here, u weet dit. Ek het laas met julle gesê, hou op of week voor. Hou op om met ander mense se sake in te bodder. Bodder oor jou eie saak. Kry geloof in jou eie saak. As jy volop het op hierdie aarde, wil jy jou neus in ander mense se sake indruk. As jy dit nie het, nie los dit uit. Begin by jouself. Dis waar jy moet begin. Sit regtig vir die. So nou gaan hierdie kinders, hulle gaan aan julle voorstel wie Jesus is. Ek wil hê hulle moet voorstel. Kom ons stel gewoon. 1, 2, 3. J-E-S-U-S. Weer. J-E-S-U-S. Weer. J-E-S-U-S. Wie sê dit? Jesus. Amen. Sê vir hulle wie sê. Jesus. 1, 2, 3. Jesus. Sê weer. Jesus. Wie los ons probleme op? Jesus. Wie voorsien vir ons? Jesus. Wie vermeerder ons goed elke dag? Amen. Jesus. Prys die Here, dankie julle. So hulle het julle voorgestel, dankie, aan wie waarde toe jy moet gaan. Nou ek wil vandag vir jou sê, die oorplasing is lankal teruggedoen in jou lewe. Jy moet gaan ondersoek vat. Jy moet hierdie geloof gaan toepas wat ek julle vandag geleer het. Hierdie is 'n handskoen. Wat is dit? 'n Besem. Stem almal saam dis 'n handskoen. Hierdie wat is die? Wat is die verskil? Een is wol en een is latex. Ja, daar sê. Een is wol en een is latex. Pragtig, Freddy. Ek is so Wally, julle maak bespreek met mekaar. Wally, welkom. En die een is dit en ek, maar ek gaan dit vanmôre 'n ander dag het ek dit vir die kinders gegee. Maar vanmôre wil ek julle iets anders bewys. As ek nie die handskoen gaan aantrek nie, gaan my hande beskerm. As jy hom nie aantrek nie, Ja. gaan hy nie beskerm. Hy gaan jou nie beskerm nie. En glo vir my, Wally was 'n ex-paramedic en hy was 'n brandweerman. Hy weet goed wat brand aan 'n mens kan maak. Dankie was. Hy weet goed wat 'n brand aan 'n mens kan doen. Jy moet 'n handskoen aan hê vir die regte job. Gaan nie help ek trek 'n wol handskoen om 4 te gaan loop, want jy gaan eers plan vat. Dit help nie ek wil met 'n latex handskoen
gaan mense se lewens red nie. Nie hierdie tipe, hierdie is vir ontwyswerk. As hierdie handskoen daar lê, en hierdie ene lê daar, en daai lê daar. Wat beteken hulle vir my? Absoluut niks. Ek wil hê jou geloof. En ander mense af. Jy kan hom nie kry nie. Maar wanneer ek hom aantrek, kry hierdie hand eers beskerming. Wanneer jy die dag met jou geloof Jesus aanvaar en reg lewe, as jy nie jou tieneropgawes betaal nie, kan die Here niks vir jou doen nie. Die moment wat jy jou deel bring, dan klim jy binne in die Here in, om jou te beskerm. Alleenlik wanneer jy geloof het, en dit toepas en die Here aantrek, dan gebeur dinge in jou lewe. En ek wil hier moet onthou. As jy ooit, onthou ek nou net gesê, as jy nie offergawes en tiendes betaal nie, jy kry swaar. Hoekom kry ek swaar? Ons dit gee nie. As jy 8.000 rand kry 'n maand, is 800 rand God se. Want hy gee, maak net so. Wat het jy betaal vir dit? Kyk hoe goed is die Here vir ons. Daai moet jy onthou. Jy betaal niks vir asem nie. En die Here betaal ook nou, julle gaan van nou op die Here lof en eer, sodat die Here geseën kon wees. Ek forceer julle nie. God se woord sê. Hier's die nou wat ek laasweek gesê het. Here, dankie vir die woord van die Here. Dankie dat U is wat ons beskerm. Dankie Here dat dit U is wat ons elke dag leer aangaande God se woord. Wat ons moet doen, waar ons moet optree, wat ons elke dag kan sê, Here, vergewe my. Ek verstaan hoekom ek nie het nie. Ek verstaan hoekom ek swaar kry. Here, U het ons gered, nie om te sê, ons is op pad met 'n rocking chair toe hemel nie. Nee. U het ons gered om na die huis en na die volk van die Here te kyk. Hierdie is die huis van die koninkryk. Hierdie huis moet daar buite werk. Elke sent wat hier inkom, moet mense trek. Dit moet mense lok. Here, jy kan niks doen as jy nie daai ding voor betaal het nie. Maar God het lankal dit betaal en hy het dit in ons hande gesit. Maar ons het hemse geraak. En ons weier om God eers te erken. Die woord van die Here sê, gee aan Mammon wat hom toekom en gee ook aan my. Mammon vat nog voordat jou salaris in die bank is, klaar die income tax af. En wanneer die Here op jou vertrou, waar is jy? Vanmôre wil ons sê, Here, begin by ons. Begin by ons. Vul hierdie plek met elke sent wat ek in hierdie sakkie sit. Roep ek 'n siel vir die koninkryk. Vanmôre gaan ons mosterdsaad in hierdie sakkie insit en elkeen se hartsbegeerte gaan wees. Hierdie is een siel wat ek gaan wen vir die koninkryk. Want net hierdie mosterdsaad van my kan hierdie plek vul met die krag van die Here. En as dit vanmôre die begeerte is, doen dit. Roep mense in Jesus se naam. Werk, gaan haal iemand. Moenie net stil sit nie en verwag alles moet in die skoot en val nie weer, Here. Ons sien die geloof sonder die werke is dood. Ons getuienis en ons liefde bring hulle in. Seën elkeen wat in hierdie bediening seën elkeen wat 'n werk doen in hierdie bediening, want dis U wat hulle geroep het, in Jesus naam. Seën ook hierdie diens verder, is my gebed. Dankie daarvoor. En amen, prys die Here. Marlene, nou hom net daarso vir my. Sit hom net weer terug daarso by daardie QR codes. Ekskuus, sy nou nie geweet nie, ek kom net gou verduidelik daarso. Maak hom net weer groot. Dankie. Okay, die QR codes werk baie maklik. Jy vat dit jou kamera, dan zoom jy in op Facebook.
Maak miskien daai mens ligter. Daai TV is donker. Staan er nou uit. Okay, en dan druk jy net in. Agter. Okay, maar dit is miskien die ligte wat op hom werk. Okay, dan want hy gooi ligte. En dan druk jy net okay, en dan hardloop hy self aan. Hy werk daar van agteraf. En dan gaan hy deur na die Facebook toe, hy gaan deur na YouTube toe. Jy hoef niks in te tik nie, niks nie. So dit is hoe hy werk. Binnekort is die bankrekening op daarso. So ons is besig om daaraan te werk en goed. Ons sê vir Jolien, dankie vir die woord wat sy gemaak het vir ons. Waar ons op hier kom saam met, waar ons program is, reg deur die week, elke aand. So dis wat ons doen. So, gooi daar die kollekte. Gooi daar die kollekte. Prys die Here. Dankie Marlene. Okay. Kom ons gaan die Here loop en prys. Ja. Ons gaan wegspring in die eerste som. So sing saam met my, loop en prys die Here in Jesus naam. Dankie Here. Freddy, kom staan jy hier so, sê kom staan jy ook hier so. It seems like forever.
die Here. Dankie julle. Prys die Here, mooi gesing. Amen. Geef my dan my dankie jong. Ek waardeer dit. Halleluja. Prys die Here. En ons sê ook dankie vir Jonathan dat hy my help. Kom ons gaan die Here doen vir prys. Loop die Here saam met my.
die Here. Amen. Amen. En hoe staan ons ons borrel. Julle op 'n begrafnis. Julle staan so, julle standbeelde. Is jy nie bly nie? Jy sien jy borrel, maar jy staan met jy borrel. Ek weet nie hoe kry julle dit reg nie. Hoe borrel 'n mens as jy staan? As jy dikbek is, gaan uit. Die woord van die Here sê hierso. Kom ek lees gou vir jou wat sê die woorde onder die kus, terwyl ons daar is. As jy nie vreugde in jou hart het nie, dan moet jy weet dis 'n kus. Want die Bybel sê vir ons in Deuteronomium 28. En ek gaan dit vanoggend lees, want dit is nou tyd dat ons begin regkom. Vers 48 sê die woord vir ons uitdruklik, 47, omdat jy die Here jou God nie met vreugde, met blydskap en vrolikheid van hart, weens die oorvloed van alles het nie, kry jy 'n kus. Dan kan jy maar weet, jy tart God. So ons moet opgewonde wees. As jy nie opgewonde wees nie, het jy 'n probleem. Want dan is jy een van daardie wat staan. Soos Standbeeld. mooi man. Soos 'n standbeeld. En ek sien hier is 'n paar standbeelde in die kerk. So ek gaan nou weer kyk. Op die standbeelde kan 'n bietjie oorborrel. Dis die oranjepie. Ek gaan 'n trokkie. Hulle hoef nie eers te betaal nie. Hulle gaan sommer verniet af. Dis vir die. Hulle kan sommer polkreer in die reën staan. Dis waar hy staan. Nee. So ons gaan op.
Prys die Here. Halleluja. Ons kan net nie. Ons het oorwinning. Wat het ons? Ons oorwinning. Ons het Oorwinning. Ons het Oorwinning. Wat? Oorwinning. Praat nie so nie. Praat weer. Hoe? Ons het oorwinning. Hoe? Freddy, ons het Oorwinning. Okay, weer net hierdie kant. Want hy sukkel om te praat. Die mense kan nie hoor. Gee hom net 'n mic dan sal hy praat. Oorwinning. Hy kan praat. En jy? Oorwinning. En jy? Oorwinning. Oorwinning. En jy? Victory. Prys die Here. En daai was vir die Engelse mense. Wat in die Amerikaanse kerk is. Prys die Here. Kom ons gaan die volgende song sing. Mooi julle. Mooi. Halleluja. 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 Ons begin net ek is baie op die speakers en luister dat julle se mics werk. Prys die Here in die naam van Jesus. Halleluja. Daar sê Jonathan speel by daai song. Nou wil ek jou hoor sing. So, gee my daai. Son
Halleluja. En so sal ek weet my Vader sal daar wees. Dankie Here, dankie Jesus. Here Vader, dankie dat U God is, almagtig is, ewige Vader is. Here, kom staan vanoggend by ons stil. Raak ons aan. Here, dankie dat ons die vertroue en die versekering het, Here, dat U daar is vir ons. Dankie Here dat ons weet U sal ons nooit begewe, nooit verlaat nie. Dankie Here dat die woord wat uit U mond uitgaan trou is. En Here, dankie Here dat U U eie woord waar maak. Here Vader, ons wil U net loof en prys vanoggend. Here, kom spreek met geestelike autoriteit. Praat met die hart van die mens. Here, kom leer ons, rig ons U weë, gee ons raad, Here. Here, laat U oë op my wees vandag. In Jesus naam. Amen. En my Vader sal daar wees. My Vader sal daar wees. My Vader sal daar wees. Prys die Here. Halleluja. Gloria, halleluja, prys die Here. Amen, 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 en amen, en amen. Prys die Here. Gloria, gloria, halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Ja, net daar sê, raak my nou. Dankie, 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 dankie. Dankie Jonathan. Prys die Here. Die kind begin nou al kyk en dan sing hy vir my wat ek wil hê. Hy was bietjie hard. Dan het ek nie nodig om te skree nie, dan het ek net nodig om te shout, nee. Ons skree nie kerk, ons shout. Jy het my geleer in ons praat. Maar jy het my gesê, Victor. Prys die Here. Mense, ons is nog steeds besig. Hoekom die Gees nie in ons werk nie, en ons praat daaroor. Verlede week het ek nog steeds met jou gepraat oor die hoogmoed, die eie wys, die slimheid wat ons as standmeel wil maak. Hoekom sê ons vanoggend, jy moet bly wees? Want die Here soek 'n hart wat bly is. Paulus het hoeveel keer gesê, verbly jou in die Here, en nogmaals sê hy, verbly jou. En so ons moet bly wees in die Here. En ons borrel. Verstaan julle hoekom? Want ons kan nie so staan in die kerk nie. As jy dikbek is, trap jou eie lip vas, laat jy begin sman. Dis baie maklik. Vra net vir mense wat dikbek is. Yes, want as jy suur is, dan drup jy. Nou as jy 'n druppel besig sal ons by jou kaartjie maak, drup. Jy's 'n drup. Nou, en dan sal ons dit op jou stoel plak en dan sal ons dit op die internet sit, laat die mense drups is. Ons soek nie drups in die kerk nou. Ons soek mense wat vrolik is, bly is. Kom maar, Marie, kom lees hy daai vers. Prys die Here. Halleluja. Jy het ook jou gehad. Nou kom. Halleluja. Psalm 115. Nie aan ons o Heer nie, aan ons nie, maar aan U naam gee eer om U goedertierenheid, om U trou ontwil. Halleluja. Om U trou U trou Ontwil. U trou Ontwil. maar U goedertierenheid om U trou. Om U trou ontwil. Prys die Here. Dankie Amarie. Kom, laat ons jubel tot die ere van die Here. Laat ons juig tot die eer van die rots van ons heil. Amen. Die Here is ons heil. Die Here is ons Heil. nou ons heil is nie heil trane nie. Dis 'n ander heil. Dis ons rots, ons toevlug, ons antwoord. Die Here is ons beskermer. Hy is ons God. En hy is die Here ons God. Hoor Israel, die Here ons God is een Here. Halleluja. Amen. My 3 name en my is een. Daar sê jy weer baie vandag. Hy is die Vader. Hy is die Seun. Maar die Bybel sê hy is die Woord en die Heilige Gees.
Maar volgens 1 Johannes 5 vers 7 sê hy, daar's 3 wat getuig in die hemel, 3 wat getuig in die hemel, en die 3 is die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Maar die Woord is ook Jesus, wat die Seun is. So jy sê verkeerd, maar ek moet dit vir julle noem, dat julle weet, die Vader is reg, hy is 'n drie-enige God. Halleluja. Prys die Here. Mense, kom ons gaan na oom Johannes toe. Hy is in die Nuwe Testament. Ok, hy is nie oom nie, hy is net Johannes. Johannes is nie voor in die Genesis. Ja, preek vir jou. Hy is nie voor in Genesis. Halleluja. Hy kan die Diereboek wees in die Nuwe Testament. Prys die Here. Ekskuus? Matteus. Ja, net nou. Dankie jy. Dankie julle. Nee, julle werk lekker saam vanoggend. Prys die Here. Johannes 17. Kom ons kyk gou-gou. Hoekom werk die Gees nog nie in ons nie? En dit is eintlik baie hartseer. Dit is baie hartseer. Want ons staan soos standbeelde. Ons sê ons dien die Here, maar ons lewe getuig nie daarvan. Net om jou idee te gee, ek gaan nou daai vers vir jou lees. Ek gaan net gou 'n ander vers vir jou uithaal. Want hy het my nogal vanoggend geraak en hy kom nou op terwyl ek hierso praat. En hy het my, en weet jy wat? Daar's iets spesifieks daarin. Prediker 7 vers 22, nou nie so toe gaan, bly jy in die boek. Want jou eie hart, luister wat sê hy. Prediker 7 vers 22, want jou eie hart, jou hart, luister wat sê hy, weet ook van baie gevalle, dat jy selfs ook ander gevloek het. So, wat maak dit nog? Ek gaan nou nie oor die vloekery praat nie, maar die vloeke is ook nog deel daarvan. Maar, die Bybel sê jou eie hart maak dat jy weet van dinge wat jy verkeerd doen, dat jy standbeeld is. Jou eie hart, help jy wys vinger, baie mense like om vinger te wys. Begin by jouself. Baie mense like om te sê, ja, maar dis vir jou, dis nie vir my nie, dis hoogmoed. Dis hoogmoed, dis hoekom jy 'n standbeeld is. Want jy wil nie hoor wat dit God te sê nie. Want jy is besig om vir God te vertel, en die woord werk nie so nie. Ek het laas week gesê, jy moet submit, jy moet nederig word. En as jy hoogmoed het en dit, dan moet jy weet, jy gaan 'n standbeeld bly. Maar jou eie hart, dit was nogal op my eye-opener, jou eie hart weet wat jy verkeerd gedoen het, wat jy verkeerd gesê het. Jou eie hart basies getuig teen jou. Jou eie hart, jy kan in hierdie stoel sit, Wally, jy kan in die stoel sit, ek gebruik jou nou nie vir nee. Jou eie hart vertel vir jou waar jy verkeerd. Yes, ons almal. Die Bybel sê as ons nie sonde het, as ons sê ons doen nie sonde nie, dan lieg ons. So, ek doen ook sonde. So, ek is onskuldig. Maar my eie hart getuig. En wat maak dit nou hierso by Johannes 17? En hier was, toe ek daai lees, jou eie hart getuig, hoekom jy 'n standbeeld is, hoekom die Gees van God nie in jou werk nie. Johannes 17 vers 8 sê vir jou, Jesus bid hierso, want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee. Nou wat nou? Hoekom is ons standbeelde? Want die woord wat die Here gegee het hy, wat die Vader aan Jesus gegee het hy aan ons gegee, maar ons luister nie. Ons sal eerder sondig, verkeerd doen, verkeerd. Die Bybel, daai vers sê, jou eie hart weet wat
jy verkeerd doen. En dit verhinder dat die Gees in ons werk en deur ons kan werk. En jou hart, jy kan volgens stry soos jy wil, jy kan bly word, jy kan kom mens soveel keer soos jy wil. Jou hart gaan vir jou vertel jy is verkeerd. Jy kan die hardkoppigste man of vrou wees. Jou hart gaan vir jou vertel jy is verkeerd. Maar die ding is, as jy 'n standbeeld. En as jy 'n standbeeld is, kan die Gees nie in jou werk nie. Kan die Gees nie in jou werk nie. Kan die Gees nie in jou werk nie. Ons bid, Here, vul ons. Maar die Gees kom nie in volle werking nie, mense. Daarom bly ek op hierdie werking van die Heilige Gees. Want ons maak Wat ons? ons harte oop. Ons Ons maak nie ons harte oop. mooi man, hy het dit eers gesê. Halleluja. Hy vers gaan nog verder. En hy sê, daarso, want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang. Maar as ons 'n standbeeld is, het jy al gesien 'n standbeeld kan 'n bol val? Kan hy nie? Kan hy bol skop? Nee. Ek kan nie spraak. So, die Here het die woord gegee, maar ons staan so standbeelde. Ons ontvang nie wat Jesus gesê het nie. Onthou die woord het uit Jesus se mond uitgegaan. Die Bybel sê ons het dit ontvang, maar daar's geen bewys dat ons dit ontvang het nie. Soos ons nou net gewys het, as jy daai bal vir 'n standbeeld gooi, hy kan nie vang nie. Want hy wil dit nie hê nie. Hoekom nie? Want hoogmoed is in sy pad, trots, eie wys, slimheid, hardkoppig. Al hy goed is in sy pad. En daarom bly hy stil staan. En hy kyk graag na die wêreld. Die Bybel sê hy het oë, maar hy kan sien nie. Regtig, hy sal nie altyd oë hoor nie. Hy het tot ore, maar hy kan nie hoor nie. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê ook, hy wat ore het, laat hom hoor. So, maar die keuse is, waar is jou hart? Laat jou hart vanoggend getuig of jy die woord wil hoor. Of jy die woord wil? Hoor. Of jy die woord wil? Hoor. Maar nou sê Jesus ontvang. Wil jy die woord ontvang? Ek borrel. Ek borrel. Want ek wil nie. Mense, as ek die woord wil ontvang, moet ek vreugde hê, moet ek blydskap hê, moet ek opgewonde wees. Moet ek sê, ja Here, begin met my. Amen. Maar, dankie vir daai. Maar, ons doen dit nie. Ons is nie bly oor die woord. Ons is nie bly. Die Bybel sê Jesus het die woord gespreek en ons moet dit ontvang. Hy dank die Vader, dat die Vader die woord vir hom gegee. Nou het hy die woord aan ons gegee. Nou sê hy, ontvang het. Ons is dit me and myself. Ons is weer 'n robot. Dan klink ons soos so as jy op internet gaan, ek wil net vir julle wys, ek gaan ook op die internet, maar ek gaan dit maar sê. Dan gaan julle nou sien, daar's 'n AI. Kunsmatige intelligensie. As jy daarin in 'n vlieg sit, dan vlieg hy onderste bo. Maar hoekom? As jy vir hom iets sê, dan praat hy terug. As jy vir hom iets sê, dan praat hy terug. Hy hou aan terugpraat. En soos ons ook. As jy vir Kosie iets sê, dan praat hy terug. So as gaan vir Kosie nou noem AI. Kosie AI. En as Sunny ook terugpraat, dan noem ons haar nou Sunny AI. Want sy hou aan terugpraat. Want dan moet jy weet, hulle is almal kunsmatige intelligensie. Jy hoef nie eers te stry met hulle nie, hulle wysheid vertel vir jou. Hoe hulle vandag. Kunsmatige intelligensie. Dis 'n ou vlieg wat onder so bo vlieg. Want jy kan niks met hom doen.
En dan vlieg nog 'n moerskerel ready. En al die ratte. Ja, prys die Here. Maar kom ons keer terug. Dan sê Jesus verder daar vir ons, en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het. En jy kan dit alleenlik kon doen. Alleenlik kan jy staan op die naam van die Here. As jy dit ontvang. As jy jou hart Oopmaak. as jy jou hartjie Oopmaak. oopmaak. En nie staan soos 'n standbeeld nie. Want hoe gaan ek sien of jy dit ontvang? Jy gaan dit uitleef, né? Ek borrel. Dink jy leef dit uit? Jy antwoord jouself. Ek gebruik dit die kind. Maar dis waar ons almal skuldig is. Nou nie net jy, ons is almal skuldig. Want ons wys dit nie, dat ons dit die Bybel sê jy gaan dit erken. Jy gaan dit erken. Jou gedrag gaan verander wys. Jy kan maar kyk, die mense wat graag so staan. Dan kan jy maar weet. Kunsmatige intelligensie is baie hoog daar in sy lewe. Want die eie wys, eie ek, hardkoppig, hardnekkig is daar. Want die borrelde, die blydskap. Dis hoekom ek altyd hier staan. Dan kyk dit as hy begin lag. Dis al wat ek by sy helpak was hier stuk. Maar ek wil net hê hy moet lag. Want die Bybel sê ons moet vreugde in ons hart hê. Ek wil nie hy moet 'n kus hê. Hy moet 'n vervloeking hê op sy lewe. Dis kom ons opgewonde moet wees. En jy kry nie 'n standbeeld wat smal nie. Ek het nog nooit een gesien. Jaar in en jaar uit bly hulle dink net. Amen. Dan gaan die woord verder en hy sê, waarlik erken dat ek van u uitgegaan het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Nou moet jy weet, as jy staan en jy skop teen God se woord, jy luister nie, jy het nie vreugde nie. Hoe kan jy sê jy glo? Baie mense sê, ja, ek glo. Ek nie pyn as die mense dit sê nie. Hou net my net op bel, jy wat my maandag bel en vir my sê, kan ek nie help nie. Maar jy Sondag sê jy van jy glo. Weet jy hoekom bel hulle my? Ons begin nou by hulle tiendes. Omdat hulle nie op God kan vertrou nie. Omdat hulle nie op die woord kan staan nie. En hulle maak nie hulle hartjies oop en bid nie. Daar is hy. En omdat hulle weet, hulle het gesondig teen God, want hulle harte vertel vir hulle. Selfs met God se 2 ure en 40 minute, die 10% wat hulle God in doen. In gebed kan hulle nie op die woord staan nie. Hulle kan nie sê, Here, ek glo nie. Is maklik. Matteus 15 vers 8 sê vir ons uitdruklik. Almal sê met die mond. En hulle loop die Here, hulle prys die Here. Maar die Bybel gaan verder, hy sê hulle harte is baie ver, is verder as Kaapstad. Verder as die Noordpool. Want hulle harte is ver. Want hulle lewens getuig. Hulle lewens val uit mekaar uit. Mense se lewens, weet jy wat? My lewe het uit mekaar uitgeval. Baie. Veral toe ek nie gesond, veral toe ek nie die Here gedien het nie. Veral toe ek gesondig het. Die Here geterg het. Was my lewe bewys daarvan, dag in en dag uit, sekond in, sekond uit. Aanhoudend fights. Aanhoudend dinge wat verkeerd loop. Aanhoudend. Dinge wat nie uitwerk, die planne wat ek het, dan val ek. Besighede wat ek probeer maak, en dan val ek. Hoekom? Want ek kan nie draai na God toe, want ek sondig.
Ek moes eers kom en sê, Here, ek wil tot bekering kom. Ek moes eers sê, Here, ek wil die eie wysheid, die hardkoppigheid, die hardnekkigheid neerlê. En ek wil net nederig nou voor U wees. Dit maak nie saak nie, Here. Ek wil net nederig voor U wees. Vers 24. En ek het die naam aan hulle bekend gemaak. Nou gaan probeer jy die naam van die Here in 'n standbeeld bekend maak. Ek gaan nie hoor. Dit gaan nie werk nie. Hy hoor hom, hy kan nie hoor nie. Okay, julle preek nou. Ek hoor julle preek. Ek hoor. So, jy moet nou die keuse maak. Want Jesus het die naam van God aan ons kom bekend maak. En ons lyk so standbeeld. Kom, julle het nou gepreek. Nou is almal toepstil. Nou is almal toepstil. Want jy rejected. Standbeeld rejected. Hy kan dit nie beweeg nie. Julle het dit nou net gesê, hy kan nie hoor nie, hy het nie verstand nie, hy het nie asem nie. Kom, hy het nie hart nie. Amen. Hy staan net en hy bly staan. As jy môre terugkom, staan hy nog steeds. En as jy volgende jaar terug gaan, dan staan hy nog steeds. Maar daar's geen lewe in hom nie. Want ek glo nie aan die Here nie. Yes, hy kan nie jou vriend. Jy's reg. Jy's reg. Jy's reg. Los, jy's reg, sien. Want hy het geen lewe in hom nie. Hy het nie 'n hart nie. Maar ons moet nie so staan voor die Here nie. Ons moet die Gees van God toelaat in ons lewe. Maar jou keuse maak dat die Heilige Gees nie werk. Onthou jou, wat was daai eerste vers? Jou hart getuig. Vanoggend praat jou hart met jou. Jou hart sê vir jou, nou daar waar jy sit in die stoel, daar waar jy luister, jy weet te regmaak. Jou hardkoppigheid sê nee. Die vraag is, ons almal gaan deur probleme, omstandighede. Wil jy hê God met jou help? Ja. Okay? Die ander vraag is, sou daar iets met jou gebeur, dat jy tot sterwe kom, sal jy dan in die hemel kan gaan? Sien julle preek al weer saam met my. Hoekom nie, Linda? Want ons is standbeelde. Want ons het die Gees van God nie toegelaat nie. Ons het die Here nie toegelaat nie. Ons sê die kant, ons glo. Pastoor, ek beloof jou, ek glo. Jy hoef my nie te beïndruk nie. God ken jou hart. My plig is om vir jou te vertel, Jesus het gesterf vir jou aan die kruis. Daar's hoop vir jou. Maar jou hart sê vir jou, jy moet regmaak. Maar jou verstand sê vir jou, hoor is nog 'n dag, want jy wil nog sondig. Nou vir wie gaan jy luister? Vir jou hart of vir jou verstand? Jou hart. Okay, julle het nou gesê vir jou? Hart. Okay, Freddy, luister nou na my. Nou, as jy met jou hart die keuse gaan maak, gaan jou lewe dit wys. Is dit nie? Ek borrel, wys my lewe. Nee. Julle preek, nie ek nie, julle doen die preekwerk. Ons het dan nie blydskap nie, maar Jesus het ons dan kom leer van God. Hy het vir ons al die week kom by. Hy het vir ons gewys, dien die Here. Hy het vir ons gewys, hou vas aan die Here. Hy het gewys, moenie moedeloos raak, nie, ons raak moedeloos. Dinge raak moeilik. Maar jy preek volgens vir jouself. Die Here wys my hierso soveel harte hierso vanoggend. Wat sê, Here, ek is skuldig. Maar die Here gee vir jou tyd. Hy sê, die dag toe ek jou besoek het, was 'n gunstige tyd. Die Here het jou kom besoek vanoggend. Maar die keuse is joune.
Die Here gaan nie interfereer in jou keuse nie. Jy weet, Jonathan, die Here gaan nie interfereer in jou keuse nie. Jou keuse en jou wil, die Here interfereer nie daarin. Hy los dit aan jou, maar jy gaan rekenskap gee. Jy gaan rekenskap gee oor jou keuse en jou wil. Want jou wil nou nie saamwerk nie. Jou wil nou eers Checkers toe gaan. Jou wil nou eers na Absa toe gaan. Die Here gaan daar interfereer nie. Ons hardloop rondom bond. Maar ons doen nie wat die woord sê nie. Die woord sê, vertrou die Here met jou hele hart, jou hele siel en jou hele mooi manne, mooi vriendie. Jou hele verstaan. Maar ons doen dit nie. Gister gee die Here my vers in Exodus. Moet hom nou nie gaan soek in die Nuwe Testament, hy is in die Ou Testament. Gaan die tweede boek wees. Hoofstuk 14, vers 14. Hy sê, God sal vir jou staan. In die laaste gedeelte waaroor niemand praat, hy sê, wees stil. Wees stil. Nou jy nou 'n bietjie gaan stil staan. Toe Moses al by die see gestaan het. Almal weet die storie van Moses, né? Toe staan hulle by die see. Hulle het nêrens heen om te gaan. Daar's nie 'n Pick n Pay en 'n hoopie om te gaan sit. En die Israeliete, amper sê ek die Filistyne. Die Israeliete is op hulle keus. Hulle kom aangejaag. Ons gaan julle nou slag. Ons gaan julle doodmaak. Daar's geen uitkoms nie. Daar's niks. Daar's niks. Daar is eintlik een uitkoms. As hulle begin aan die Here glo, sal die Here hulle help om die Israeliete. Jy sien jy preek saam met my, maar jy's net een voor my nou. Jy's reg. Jy's reg. Ek gaan nou so toe. Jy's 100% reg. Maar daar is niks op daai stadium nie. Hulle sien net die probleme. Hulle sien daar is geen uitkoms nie. Hulle sien hulle is vas. Hulle sien omstandighede hou hulle daar. Hulle sien daar's geen finansies nie. Hulle sien die koskaste is leeg. Hulle sien dat daar geen hoop is nie. Hulle kyk so standbeelde die hele dag met daai probleem. En die mense sit ure en kyk na hulle probleme. Vir ure lank staan hulle so standbeelde. Ek het al gesien. Hulle bly selfs wakker. Want hulle kan hulle eie gedagtes nie glo dat hulle moet staan en kyk vir hulle probleme. Hulle doen dit nog verniet ook. No charge. Prys die Here, dankie vriendie. Prys die Here. En dan hou hulle gedagtes hulle nog wakker ook. Die volgende oggend sê hulle, ek is so moeg. Ek kon nie slaap nie. Maar hulle vertel nie by jou, hulle staan so standbeeld en kyk vir hulle probleme nie. En dis wat die volk gedoen het. Dis wat die volk gedoen het. In plaas daarvan om te sê, Here, ek vertrou U. Maar dit help nie jy sê, Here, ek vertrou U. En jy doen daai kant verkeerd. Maar dit help ook nie jy sê, Here, ek vertrou U. Maar jy gaan nie stil raak. Want die Bybel daarnaast in daai selfde vers sê, wees stil. Dit is moeilik om stil te wees. Veral as daai man klop aan die deur en hy soek sy rent. Ek het Louisa dit nog nie gehad, maar ek het nou 'n keer dit gehad. Dan sê ek maar, ek gaan nie die deur oopmaak nie, jy moet maar die deur oopmaak. Sy sê my, sy gaan nie. Sy sê, dis nie my deur. 1, 2, 3, blok myself. Ja, ek het sy toch 'n lag gehad. As dis maar die eerste pad wat ons ken is, kom ons gaan bid. Terwyl hy maar na buite is. En terwyl ons bid, dan raak hy klop sagter en hy raak weg. So ek sê skaam nie. Dit my ook al gebeur. Yes.
Maar ons het geweet waar ons toevlug is, want ons het geweet. Ons kan nie geld uit die lug ontvang nie. Ons het geweet, daar is niemand wat ons gaan help nie. En ons het geweet, net God kan. En dis dieselfde as by die Roosea. Die volk weet, daar is geen uitkoms nie, maar die Bybel sê, jy moet stil wees. Jy moet terugdraai na die Here toe en sê, Here, ek gaan stil wees. En die oomblik wat jou gedagtes begin en sê, ek sê die eienaar gaan kwaad word. Die eienaar soek vir jou. Want jou gedagtes vertel vir jou. Ek gebruik net die een, daar's baie voorbeelde. Dit kan by werksomstandighede wees. Dit kan familieomstandighede wees. Dit kan enige probleem wees. Maar ons moet kan vertrou op die Here. Jy moet op die woord van die Here kan staan. En daarom is dit vir my baie belangrik. Nee, los hom. En toe die Here aan die kruis gesterf het vir al ons sonde te vergeet te vergewe. Maar nou as ons sonde maak, moet ons bid en die Here vra om ons te vergewe. Amen. Maar ons doen dit nie. Daarom is ons benoud. Daarom het ons hierdie benoudheid. Daarom weet ons nie wat se kant toe nie. Daarom wil ons nie antwoord nie. Daarom staan ons, hoorie, ek moet 'n plan maak. En al die planne wat ons maak, misluk ons. Want die planne wat jy maak, sê jy gaan op sy bank toe. Jou planne is so stupid om vir jou te sê, ek gaan jou dieper in die skuld in. Ons praat Afrikaans hier in die kerk. Ons planne vertel ons is stupid. Wat nou gebeur is, jy druk jouself in die skuld. Die Bybel sê, kom vry van skuld. Maar ons luister nie na die woord van die Here. Want ons planne staan in ons pad. Jesus het die woord gegee, ons moet dit ontvang. Ons moet dit ontvang. Net soos hy kind gesê het, Jesus het vir ons gesterf aan die kruis. Ja, Jesus het vir ons gesterf. Dan kom Paasnaweek. Dan kom al die Christene en dan gaan vang hulle vis. Hulle gaan hou vakansie. Of nog erger, hulle braai, nooi al die vriende en familie. Hulle is so stupid, dan moet hulle nog uit hulle sak uit nog die vleis betaal op. En dan wys hulle nog vir die familie, luister, hulle glo nie, en dan dop hulle saam. En die Bybel sê, wee jou wat 'n bier na 'n ander man se hand druk. En dan moet jy nog daarvoor betaal. En dan betaal jy hulle, laat hulle jou kos opvreet. Ek praat van opvreet. En jy bier opdrink. En dan Dinsdag dan bel jy vir my en dan sê jy het nie kos nie. Maar jy sê nie vir my jy het gebraai nie. Jy het mense betaal om jou kos op te vreet. Nee, ons praat Afrikaans hierso man. Hierdie skyn 'n heilige taal wat ons nou net mooi praat, dit werk nie meer in Suid-Afrika. Dis nou tyd dat die waarheid begin uitkom. Kom ons gaan nog verder. Daai selfde ou wat jy voer met jou braai en jou dop, is dieselfde ou wat sy oë op jou vrou het en op jou kinders het. Is dieselfde ou wat jou huis wil verniel, want hy's 'n vriend van jou. En jy betaal hom om dit te doen. Ag asseblief mense, ons moet nie stupid wees. Mense sonder breins doen daai ding. Dis beter hy bly by die woord van die Here. En ek sê Here, ek bly eerder sonder vriende. Ek bly eerder sonder vriende en familie en of wat ook al. As om saam met hulle te wees. Want die Bybel sê, sit nie in die kring van die spotters. So, ek kan nie deel wees van hulle. Ekskuus mense, maar die Gees begin nou baie ernstig praat hierso. En ek kan voel die Gees lei ons nou hierso, want ons het gesê, Here lei ons in alle waarheid, want ons wil nie meer standbeelde wees nie. Wat is jou keuse vanoggend? Wat sê jou hart? Maak reg. Jou hart sê vanoggend vir jou, maak reg met God. Want ons almal val short. Ons almal val short.
van die glorie van God. Die Here wil vir ons 'n God wees, maar ons stel hom soveel keer te leer. Die Here wil vir ons help, maar jou hoogmoed wil nie die hulp hê. As ek nou my hand uitsteek na Willie toe sê, en Willie, wat kom my aan? Kom hier so, nou trek ek hom, nee, of hy trek my. Okay, dit is hulp, is dit nie? Dis hulp, ja. Maar nou hou die Here sy hand uit, bly net so sit. Ek sê nou bly jy sit so. Nou is hou die Here sy hand uit, daar sê, wat doen ons? Ons gooi ons skouer. Ons resistance. Daar sê, vir die Engelse mense, ons is resistant. Dankie, jy my help daar so. Dat ons wil dit nie hê nie. Maar ons sê ons glo, maar ons is so standbeeld, die Gees van God werk nie in ons nie. Daar's 'n probleem in ons lewe. Ons hart sê maak reg. Ons verstand sê nie nou nie. Die keuse en die wil is by jou. Ek kan voel die Gees van die Here praat hier met baie van ons. Ja, hulle lyk net nie mooi te wys. Dit word. Ek ken my honde. Dis kom toe ek die motorfiets hoor te weet ek. Prys die Here. Maar kom ons gaan aan. Dis interessant. Want ek wil hê, Jolien, jy wil hê. Ek het elkeen van ons, Jonathan, Loni, Prikkie, Freddy, julle almal wil jy die Heilige Gees hê in jou lewe. Maar jou wil nie deurkom. Jou keuse wil nie sê Here nou nie. Ons almal sê ek wil die Heilige Gees hê. Weet jy hoe genuis gaan dit wees as ons almal die Gees van God het? Dan gaan ons smile. Colgate hoef ons eers te betaal nie, ons staan sommer op nie. Halleluja. Hulle sê maar, ons borsel met Colgate en ons kry 'n smile by. Is 'n motorfiets. Daar oorkant. Ja. Yes. Maar ons wil nie deurkom dat ons moet regmaak met God. Ons keuse is ook nie om te sê ja, ja. Want jou keuse sê vir jou, jy sal moet ophou met al jou nonsens, al jou sondes, alles, nie halfpad nie, alles. Soos Jonathan wat nou besluit dat hierdie naweek hy wil gedoop word. Yes. Hy het op 'n punt gekom wat hy sê, ek weet, ek moet 'n keuse maak om God te kan volg. Want jy kan nie buitespeel staan nie. En die keuse wat hy maak hierna, moet bewys in sy lewe. En daarom is die keuse baie belangrik, want die keuse loop saam met jou wil. Jy kan nie sê jy wil God dien, maar dit sal reg laat die broers tog vloek nie. Die Bybel sê, uit jou mond uit kom seëninge en 'n vervloeking. Daar's soveel mense waarvan ek weet. Nou die dag, in die week kry ek 'n oproep. Channeman, hy bel my, hy sê vir my, ek moet 'n keuse maak, ek gaan bankrot speel. Ek sê vir hom, maak reg met God. Sy wil nie. Wat het gebeur? Donderdag toe moet hy bankrot speel. Hy moet sy winkel toemaak. Omdat hy nie wil nie. Maar hy wil die customers vloek. Hy wil hulle vloek. Dis kom sy besigheid ondergegaan. Sy hardkoppigheid staan in sy pad, maar hy wil nie regmaak met God. Soos Dominee sê, ons is 'n standbeelde. As ons vir ons harte luister en nie vir ons gedagtes nie, as ons vir ons harte luister, sal hy standbeelde oopmaak aan die Here. Ja, kom sê dit hier voor.
dat hierdie mense dit kan hoor. En jy het eintlik 'n mooi woord daar gebruik. Sê net hierso dat hierdie mense ook kan hoor. Staan hierso dat jy kan sien jouself sien daar op die kam. Maar smil vir jouself. As jy vir jou hart luister, is alles reg met die Here. Maar luister vir jou gedagtes, dan staan jy net soos 'n standbeeld. So ek sê vandag vir die mense hier in die kerk, maak julle harte oop aan die Here, dan sal al julle probleme verdwyn. In U Christus naam, amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Ja. Tot die kinders preek saam. Want dis die Gees wat in God werk. Van God wat in hom werk. Sy Gees is saam met God se Gees. Prys die Here. Mense, en daarom moenie hardkoppig wees nie. Die Bybel sê as jy vandag die stem van die Here hoor. En dit is 'n waarskuwing. En nou wat die Here my terug na die eerste skrif toe. Wat ek die eerste skrif wat ek vir jou gee, het jou hart weet. Jou hart Weet. Nou sê die Bybel vir jou, vandag as jy die stem van die Here hoor, moenie jou hart Jy moet jou hart oopmaak. want jou hart weet. Jou hart as jy vandag na die stem van die Here luister. As jy vandag na die stem van die Here luister, moenie jou hart verhard nie. Want jou hart weet. Want jou hart Weet. Jou hart weet alles. Jy kan my bedrieg. Ek heb 'n frikkie frikkie daar, ek het hom dan. So Freddy. Ja, kyk. Okay, vir Freddy, frikkie, kyk. Ek kan hulle bedrieg. Ek kan Wally bedrieg. Ek heb 'n Wally sê ek dien nie Here. Maar jou hart jy kan nie jou hart bedrieg nie. Okay, dan is daar 'n ander vers in die Bybel wat vir jou sê, aan die vrugte sal jy hulle ken. So en hulle vrugte gaan jy ken. Nou wanneer as ek vir jou sê ek dien die Here, moet ek bly wees. Moet ek opgewonde wees. Want julle moet my herken aan my vrugte. Maar ek moet jou herken in jou vrugte. Ek borrel. Nee, maar ek gebruik dit nou nie. Okay, hoe lyk dit nou vir jou? Okay, julle as kies. Mooi man. Kom wys gou vir my. Halleluja, dankie Johnny. Yes, ons lag, ons is opgewonde. Maar die ding is, ons moet met blydskap in die huis van die Here. Dis nie my plig om vir jou te sê jy moet bly raak. Jy moet alreeds bly wees om op pad te wees. Maar waar is die meeste fights? Op pad kerk. Jou meeste fights kom in die huis. En wanneer jy op pad is kerk toe, dis op 'n Sondagoggend. En dan sit die ma en die pa hier in die kerk en dan sê hulle, Here, ek borrel. En albei lyk so standbeelde. En pa wil vir ma sê, ek is die baas en ma sê, ek gaan jou nie kos nie. Maar albei standbeelde. Ek gebruik dit nie vir voorbeelde, maar dan sit hulle met gedagtes hier om mekaar terug te kry, in plaas daarvan om die Here te dien. En daar's geen blydskap nie. Dis wat ek eintlik vir jou wil sê. Maar kom ons gaan aan. Nou ek net kyk waar is ek? Okay. Ek het daai gelees. Johannes 14. Okay, julle is in die boeke van Johannes, bly net daarso. Gaan net so 2 of 3 terug. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As jy my liefhet, bewaar my Gebooie. Wat beteken dit? Bewaar my woord. As die woord vir jou sê,
wees bly. Moet jy bly wees. As die woord vir jou sê, moenie, dan is dit moenie. As die woord vir jou sê, maak reg, dan beteken dit, maak reg. As die woord vir jou sê, wees nederig, dan moet jy, want jy sê dan jy het Jesus lief. Jy kan nie sê jy het Jesus lief en jy wil nie die Here dien nie, jy wil jou keuse is nie in die Here nie. Want, soos Wally dan nou vir my gewys het, ons gaan ons hande vou, ons gaan ons skouers draai op God. Maar die gevaar daarvan is jou vrugte gaan manifesteer, gaan wys. Jou vrugte gaan wys. Jy lieg. Jou vrugte gaan wys. Of jy nou by die familie is, as ek nou na my suster toe gaan jou vrugte wys. As ek na Louisa toe gaan my vrugte wys. As Jan by my kom eens gaan sy vrugte wys. Jonathan volgende keer daar gestaan en wat het hierdie kinders gedoen? Hulle het na my toe gekom, nee. Hulle het my almal gevat en my gedruk en gesoen. Want dis hulle vrugte. Want sy vrugte wys. En Jonathan, hoekom ek dit genoem het, want Jonathan kan nou sê ja. Nou die vrugte kan wys, hy is lief vir my. En dit is dieselfde wat hy moet wys vir Jesus. Want die Bybel sê, as jy die Here liefhet, bewaar sy gebooie, bewaar sy woord. Halleluja. Dinge gaan net tot die breek. Wat is jou keuse? Wat is jou wil? Kom preek gou saam met my. Wat is jou wil vanoggend? Kom. Okay, dit is jou wil. Wat is jou wil? Doen aan God wat jy wil, God moet vir jou doen. Wat is jou wil? Wat is jou wil? Wat is jou wil? Nou doen dit. Om Jesus. Ek laat hom bly kind te sê. Om Jesus lief te hê. Yes, maar nou moet jou wil jou keuse word. Dis hoekom ek jou gevra het. Jou wil moet nou jou keuse word. Nou wat sê jou hart? Nou is almal doodstil, nou praat niemand se hart nie. Maar hulle verstand sê nee, nou nie, mense kyk vir jou. Kom sê woord, Jou verstand sê vir jou nee, môre is nog 'n dag. Maar wat sê jou hart? Wat sê jou hart? Hy sê nou. Jou hart sê? Kom, praat 'n bietjie. Jou hart sê nou en jou gedagtes sê nee. Okay, jou hart sê? Nou. Jou hart sê? Nou. En jou gedagtes sê nee. Okay, nou wat is jou keuse? Om te luister vir jou hart. Okay, wanneer gaan jy dit? Nou. 24/7. Nee, wat op jou woord? Okay, jammer om nou op die wêreld op te breek. Nee, ek moet aangaan. Ja, wag, ons gaan nou. Die wat sê ons moet vir ons harte luister. Al die mans kom gou nader. Al die mans om die wat staan. Kom staan, al die mans kom vriend hier langs. Kom. Jonathan, kom. Al die kinders op. Kom. Oom het gesê die hart, jy moet vir jou hart luister, né? Okay. Kom ons almal sit ons hande op die wêreld vir 'n slag. Kom. En ons almal kan saam bid. Ons sê dankie vir die wêreld, vir alles wat hy vir die gemeente doen, die mense daar buite. Vir al die mense se, hoe kan ek sê, okay, julle kan sien ek bid nie elke dag nie, maar in die huis, dis wel. Dat al die mense, vir almal wat hy daar buite doen, vir alles wat hy doen, hoe hy dit doen, vir die mense wat hy bid, kan ek net sê, dankie Vader. In Jesus naam, amen. Dankie vir die Here, en woord die Here. Ek het dit nou nie verwag nie. Miskien het ons dit nodig gehad. Miskien het ons dit nodig gehad.
Miskien het ons dit nodig gehad. Dankie Frikkie, weet jy wat? Vir enige pastoor is dit lekker om dit. Maar as jy sien jou familie, jou eie kinders, kan ek nie vir jou sê wat se vreugde is al my hart. Ek chat nie omdat ek hartseer is, nie, is trane van vreugde, lees jou Bybel man. Frikkie, ek maak hulle op net, wat almal hou ons saam met my. Seun, ek is bly die woord van die Here. Ek praat met jou. Ek het nie woorde nie. Ek struikel nou hier oor alles. Maar dit is wat God doen. En die Here, ek sê dankie dat jy met Frikkie se hart praat. Dat sy wil kan begin terugdraai na U. Sy keuse begin. En weet jy wat was die mooiste gewees? Waar hy voor die Here sê, die Here, ek maak ook fout. En weet jy wat? Ons almal maak fout. Frikkie, ek is baie trots op jou. Kan jy bid? Nee, ek sal bid. Ok. Here Vader, ek kan net vandag voor U wees. Here, al val ek hier oor my woorde, vra ek U om my die leiding te gee, die krag te gee, my by te staan. Here, waar ons nou op hierdie einde van hierdie diens kom. Here, wil ek vra dat ons hierdie week sal ingaan met die keuse wat ons maak. Dat ons sal hoor, dat ons wil, Here, ons keuse, U sal volg, want U het die woord vir ons gegee. Laat ons dit vanoggend ontvang, Here. Laat dit nie op rotsagtige plekke val op ons pad nie. Laat ons dit sal onthou die res van ons lewe. Laat ons daarin sal leef in hierdie week, Here. En laat ons van nou af, Here, dit kan uitleef. Here, help ons dat ander kan sien wat ons keuse is. Help ons dat U lig deur ons skyn, in ons skyn. Here, in Jesus naam. Here Vader, ek vra U vanoggend, lei ons in hierdie week, waar ons uitsien na hierdie week, na U goedertierenheid, waar ons uitsien wat U vir ons gestoor het, want die woord sê, Here, U het gedagtes vir ons, om 'n hoopvolle toekoms te hê. Here, help ons. Help ons met ons keuses wat ons maak. Vir hierdie week, vir elke dag, vir elke uur. In Jesus naam. Dankie, Here. In Jesus naam. Die kerk sê Amen. En die kerk sê Amen. Kuil nou nog. Weet jy hoe moeilik is dit? Dit en dan moet ek nog bid op. Seën my, jy het my hart baie aangeraak vanoggend. Ja, mense. Wow, ek het dit nie verwag nie. Ja, Here. Mense, sê ek nou alweer mense. Ek het ook 'n gebede wat ek wil sê, Dominee. Laat ek kom. Is reg? Maak julle oor toe. Here, ons vra U asseblief om ons te help vandag om deur hierdie dag verder te kom. Ons vra U asseblief om ons sonde te vergewe, want ons weet U sal. En as ons net aan bid vir U, sal U ons help deur al die moeilikheid kom. Ons weet U is daar vir almal. En die mense op straat sal ook weet, kom na die kerk toe, kom praat met die Here, en hy sal julle lewe verander. In die Here Jesus naam, amen. Amen. Dankie seun. Amen. Halleluja. Ek het die woorde, dis die Gees van die Here wat werk. Dis die Gees van die Here wat werk.
Wat die Here my wys, hy het nou daai prikkie se hart aan die brand gehad en hy het nou daai kind se hart aan die kant. Nou, die Here het dit nou gedoen. Wat sê jou hart? Kom, wat sê jou hart? Jy hoef nie lank te sê. Daar begin Lies ook nou hoor, sy begin nou op honger tot my praat. In die kerk kan jy maar praat hoor. Daar sê sal te word. Ja, het sê glo nou in die Here, want as dit te laat is daar nie tyd nie. Glo nou. Sê vir hulle. Glo nou en nie later nie. Kom mense, wat sê jou hart? Wat sê jou hart nou? Wat sê jou hart? Glo nou. Nee, dis jou maas woord. Wat ek gister gesê. Nou moet jy dit begin doen. Nee, maar nie afkyk sê ja, kyk af. Geliefde Jesus, dankbaar is dit. Wat sê jy jou hart? Loof en eer die prys die Here. Wat sê jou hart? My hart jubel op die oomblik hoor. Jubel. Wat sê jou hart? Baie happy. Amen. Wat sê jou hart, Linda? Ek kan sien jou hart by jou gesig by se ander dinge. Daai straal blydskap by. Wat sê jou hartjie? Ek gaan nou terugkom na jou toe, dink so. Wat sê jou hart? Ek borrel. Ek borrel verseker. Wat sê jou hart? Dis net as bly. Jesus. Amen. As jy nou mooi luister, het die Here ons elkeen 'n woord gegee. Dit wat jy nou gesê het, is wat die Here vir jou gesê het. Ek gaan net vir julle iets sê. Die Israeliete, die mense daar in Jerusalem, vra elke oggend nadat hulle gebid het. Here, wat is u woord wat u wil hê ek moet vandag in my lewe hoor? Die Here het nie 'n lang woord gegee nie. Hy het vir jou borrel gegee. Glo. Verstaan? Vra die Here elke dag. Die Here is nie skaam nie, hy deel graag uit. Dis kom julle almal verskillende woorde gekry. Amen. Mense tot hier toe. 'n Geseënde mooi wonderlike dag. Julle moet geseënd wees. Onthou vanaand dit kom saam. En dit is om 7:00 op my Facebook op die Facebookblad. So wees geseënd, wees gegroet. Shalom julle en dan tot vanaand toe. Amen. Ja, shalom. Dit beteken bye bye. Goodbye.